Halleluja. Kom ons gee net al ons kruiskykers 'n lekker handeklap, soos wat hulle inskakel. Ons is bevoorreg om saam met hulle in hulle huise te kan wees, of waar ook al mense vanmôre kyk. Ek dink dis maar wanneer jy die boksie het, die geld of die boks. Wanneer jy die boksie het, kan jy ons op kruiskyk kry, en ons is bevoorreg om op hierdie kanaal te kan wees. Halleluja. Nou, ons gaan vanmôre vinnig na die woord toe gaan, en ek wil, wanneer dit by die woord kom, wil ek nie hê ons moet dit haas nie. Ek wil hê ons moet die woord vat en u en ek moet 'n besluit maak. Maak asseblief reg nou die besluit dat u hierdie woord gaan toepas. Ek weet baie van ons reg deur die week het baie aan die gang. Baie van ons kry nie altyd tyd om in die oggend met die Here te ontmoet nie. As u kan, begin jou lewe so inrig dat jy eerste met God ontmoet. Halleluja, dat jy eerste in sy teenwoordigheid kom. Ek weet nie van u nie, maar ek doen baie beter wanneer ek eers met die Here ontmoet het. Ek doen dit nie net sodat ek ander mense kan beter lief hê nie, ek kan ook, ek doen dit sodat mense my beter kan verstaan, want wie van u weet, die salwing breek die juk. Nou, as u vanmôre nog nie vir iemand gesê het dat hulle spesiaal of pragtig is nie, moet u dit doen en begin maar met die persoon langs jou, en maak seker dat dit jou vrou is. Maak dit seker dat as sy hier is, dat jy haar eerste groet. Die salwing maak die verskil. Die salwing maak die verskil. Die besigheid wat u het en die feit dat u in tye van COVID, in tye van wanneer ander besighede ondergegaan het, maar u het besigheid gedoen, was die salwing van die Here op jou lewe. Nou ek wil nie vanmôre praat oor die vermoë wat kom en by ons gevoeg word wanneer die salwing van die Here oor ons lewe kom nie. Ek wil praat oor die koninkryk van die Here. Nou ons moet die woord toepas. Sê vir jou die persoon langs jou, sê jy moet die woord doen. Sien, die woord werk vir hulle wat hom toepas. In Engels sê ek altyd, en ek sê dat die woord, that the word works for those who work it. Ander woorde vir hulle wat hom toepas. En dis wanneer ek die vol vrug gaan sien. So ek moet nie net die woord onder my blad hê nie. Ek moet die woord in my hart hê. Ons weet dat die woord is duidelik wanneer dit sê dat ons moet dit op ons harttafels grafeer. Nou, u het gesien hoe ons in hierdie tyd stil gestaan het by Matteus 6 vers 10, en as julle hom wil opbring, kan julle dit doen. En ons het gepraat oor die gebed wat Jesus ons leer om te doen. Hy praat met die mense, en ek weer eens herhaal vinnig in hierdie kort tyd wat ons by mekaar is, herhaal ek net vinnig 'n paar van die boodskappe en hoogtepunte waaroor ons gepraat het, sodat almal op dieselfde blad is. Halleluja. So ons het gepraat dat Jesus kom en hy praat met die mense wat gewoond was om gebede te kan opsê. En hier kom hy en hy sê, ek wil nie hê julle moet net hierdie gebed kan opsê nie, maar ek wil hê julle moet weet dat julle deel is van die koninkryk. Nou later het ons gesien, en verlede week het ons gepraat oor Jesus self in gelykenisse met mense praat, en hy sê hoe die koninkryk is, en dan bring hy die koninkryk meer persoonlik, en hy sê dat die koninkryk is soos 'n man. Nou vanmôre wil ek ook vir u hê dat ons sal stil staan en sal weet dat die koninkryk van God is opgeskakel in 'n man, Jesus Christus. Wanneer ons na sy lewe kyk, dan sien ons hoe ons die lewe moet doen. Hierdie is nie vanmôre 'n boodskap wat jou moet aankla nie. Hierdie is 'n boodskap wat jou moet oortuig en jou moet laat beweeg van moontlik een plek na 'n ander plek. Is hier ander mense wat sê die Here werk nog in my lewe? Daar's nog werk aan die gang, en ek het nou daai mooi steierwerk. Ek dink 'n steierwerk, scaffolding. Iemand het hom vir my gestuur, so is ek reg, is dit steierwerk. Daar's nog steierwerk rondom my. Ander woorde, hy's nog besig om konstruksie te doen. Weet eers die geregtigheid van God. U is heilig omdat hy heilig is. Ons ontbreek nog in sekere mate wanneer daar dinge is waar ons hand moet verander, maar God het jou hart aangeraak. Nou wanneer dit by die koninkryk kom, weet ons dat die koninkryk is in Jesus opgesluit. Nou ons weet, daar word gepraat van die koninkryk van die hemel, en baie van ons het gedink dat wanneer ons oor die koninkryk praat, dan praat ons net oor dat hemel moet kom. Nou hemel is waar God se teenwoordigheid is. Weet vanmôre dat u en ek moet hemel op aarde kan ervaar, en ek praat nie net van u wat verlief is nie. U is mos op wolk 9. Klink net nie so lekker soos wat ons om in Engels sou sê, cloud 9 nie.
Ek weet nie, en as daar van u is wat hard geval het hierdie week, want iewers het die wolk onder jou gebreek en het begin reën. Ons is hier vir jou. Ons is hier vir jou. En die koninkryk word vergelyk met baie, en ons kom vanoggend en ons sien dat om die koninkryk te ervaar is om soos Jesus dinge te doen. Nou die proses, wil ek vir julle sê, is net so belangrik soos die produk. Weet, in die woord van die Here is daar beloftes, weet, in die woord van die Here is daar beginsels, en daar is 'n eindproduk, 'n veranderde lewe, selfs soos wat die visie van ons huis is. En Jesus, ja, is deel van die saad wat geval het in ons lewens, en die uitproduk is waar hy aan die kruis is. Ons word met God vereenselwig, ons word met God versoen. Dis hoekom hy gekom het, maar hy is ook hier om 'n koninkryk, 'n heerskappy te bevestig. En dit doen hy deur lewende stene. En wanneer ons gaan, en as hulle kan na Johannes 1 toe gaan, dan sien ons dat die koninkryk begin soos wat Christus was en soos wat hy dit gedoen het. Dit begin deur om God eerste te sit in alles. Nou reg deur die jaar praat ons van ons eersteling, en ons praat van om God te prioritiseer, om hom bo in die lys, maar ook in die middel van jou lewe te kan hê. En ons sien dat wanneer ons kyk na Johannes 1, vers 1 tot 14, dan sien ons dat dit belangrik is dat ons altyd hierdie boodskap, hierdie skrif in oë sal hou. Nou, ek weet ek praat met verskeie mense in hierdie een gehoor. Ek praat met mense wat vanmôre moontlik vir die eerste keer hulle Bybel oopmaak. Ek praat met mense wat moontlik vir die eerste keer in die kerk is. Ek praat met mense wat sê, Jaco, my week was besig. Ek het nie eers tyd gehad om regtig die Bybel oop te kan maak nie. En u is vanmôre hier, en ek wil u graag kom dat ek u sal oplig, uitlig en beweeg na waar God wil hê u nou moet wees. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Om die koninkryk vanmôre te kan sien, asseblief weet vanmôre dat die koninkryk klink soos 'n groot woord. Dis 'n woord wat iemand sou moontlik daar uitgooi, en jy sou dink daai persoon is baie geestelik. Nee, ek wil vanmôre vir u sê dat die lewe soos wat God wil hê u en ek kom moet lewe, is opgesluit in die woord van God. Daarom moet ek 'n liefde vir die woord kry. En ek praat nie net 'n liefde vir jou Bybel. As jy weer jou Bybel kan uittrek waar ook al hy is, en jy kan hom weer nader na jou hart toe bring, doen dit. Dit sal jou 'n aanwins vir jou lewe wees. Hy gaan beter wees as die een koringaartjie wat jy uit die boksie uithaal. Ek's 'n groot seun, ek kan nie net van een koringkorrel leef nie. Nee, ek moet hoofstukke kry. Kom, wie van u was 'n ordentlike sondaar? Jy het hoofstukke nodig. Jy het hoofstukke nodig om nie net jou te herprogrammeer nie, nee, om my ware identiteit te kan agterkom. Daar's die identiteit wat die wêreld op jou wil sit. Hulle wil vir jou sê, jy so oor so. Daar's daar die identiteit wat jou eie wil op jou wil sit, oor dat jy gewoond is om 'n ding te doen, en wie hou van dinge dieselfde maniere doen? Jong, hulle moenie jou program, ek praat nou nie van of jy nou gediagnoseer is met een of ander disorder nie. Ek weet ook, ek het baie mense rondom my, dinge moet in 'n reguit lyn oral staan. Jong, hulle is by ander mense se plek, en dan begin hulle sommer mense se plekke regskuif. Hou op daarmee. Jy gaan kuier. Moenie ewe skielik die mense se koppies begin regskuif, en die spieëls draai, en die portrette sê daai ene is skeef, en daai ene moes 'n beter glimlag gehad het nie. Daar's die identiteit van die wêreld, die identiteit van die eie wil, en dan is daar die identiteit wat ek kry deur die woord. So, wanneer mense kom en hulle sê die koninkryk, dan dink ons, daai persoon moet geleerd wees. Nee, is 'n eenvoudige een lyn uit 'n gebed uit waar God wil kom, God in Christus vorm in daai oomblik, en hy wil my konnekteer om te sê, jy is deel van hierdie heerskappy. 'n Koning wat sy heerskappy bring en sê, hierdie is die beste manier om jou lewe te lei. Moenie ver buite staan nie, hy hark my nader, en hy sê, jy mag nou nie tot my wees, jy mag nie in hierdie verhouding wees, of jy kan moontlik van die wa afgeval het. Maar ek is hier om jou nader te trek, om te kan sê,
my gedagte omtrent jou het nog nie verander nie. Soos 'n koning waar sy heerskappy aanvaar word. En dit gaan nie net oor die eindproduk nie, dit gaan oor die proses. Hierdie koninkryk word in my gebou. Jesus word in my gevorm en die proses doen dit. Daar is sekere dinge wat u en ek het wat uit ons uitgewerk moet word. Daarom wanneer dit kom by die vrug van die Gees en Galasiërs is duidelik omtrent dit, wanneer ek geduld gegroei het. Nou moet asseblief nie vanmôre daai gebed bid nie. Of bid om ver waar ons nie naby u gaan staan nie. Ons kan nie hierdie week bekostig om lang Pick n Pay en Checkers lyne te kan hê nie. Dis einde van die maand, so u gaan nou nog hierdie maand by Woolworths uithang, hier in die eerste paar weke, eerste paar dae, en dan hierdie laaste dae, dan gaan ons maar almal Checkers toe. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy was in die begin by God. Alles het begin. Hy kom en hy sê nie nou net dat ons alles eerste moet plaas, hy sê waar dit begin het. Daarom, wanneer u en ek by 'n plek kom in ons lewe waar ons lewens gekonfronteer of daar situasies wat aan jou deur klop, gaan na die woord toe. Ja, raadpleeg jou selherder. Ja, raadpleeg die pastoor. Ja, raadpleeg 'n paar mense. Doen dit met iemand wat jy weet geloof het en jou die waarheid gaan vertel. Kom baie keer is ons die enigste mense wat by ons eie pity-parties opdaag. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Moenie vanmôre verdrink in die teks nie. Vind jouself in die skrif. Vind jouself in die skrif. Ek het 'n situasie, raadpleeg God. Here, U wat my aan mekaar gesit het. Kom, 'n paar van ons word slegs verstaan deur die Here. Moenie vanmôre ander identiteit opsit om in te pas nie. Ek sê nie, wees nie bedagsaam nie. Nee, ek sê, die koninkryk van die Here is soos 'n man. Die koninkryk van die Here is soos 'n kruik, is soos 'n syn, is soos u wat vanmôre hier sit, is soos 'n Caleb, is soos 'n Wynand, is soos mense wat vanmôre hier sit. U is vanmôre die ambassadeur van die hemel. Mense kyk na ons soos hulle na Christus gekyk het, soos wat hy die woord uitgeloop is, in die begin was, by God was, alles was, voordat alles ontstaan het, soos u en ek by 'n plek vanmôre, wat ons nodig het, hoe om nou in hierdie koninkryk, nie net onsself te gedra nie, maar hoe ons die koning moet verteenwoordig. Daarom moet u weet, ja, dis soos 'n persoon, maar ja, dis ook 'n proses. Ja, dis 'n belofte, maar ja, dis ook iets wat in my moet gevorm word. So, ek wil vir u sê, dis nie dat u vinger daarop kan sit, want as ons as mens dit doen, hou ons daarvan om die formule te hou, en ons hou daarvan om die formule vir onsself te hou, want ons hou nie daarvan dat ander mense ook die vrug sal sien, maar Christus kom en hy word brood wat vir ons gebreek word, waarvan almal kan eet en my lewe kan verander. Ek hoop u lewe het verander toe u Christus aangeneem het. Ek wat sê jy vanmôre? Ek wil vir u sê dat die koninkryk is nie net beginsels, is nie net reëls. Selfs wanneer ons na die 10 gebooie kyk, en ek weet, u gaan nie altyd in ons bediening vind hoe ons sonde preek nie. Hoekom? Ons wil u oog op Christus hak. As ek nou ondergestaan het, sou ek vir u gesê het, dat as mens weet ons waar ons foute is. Kom, u gaan slaap met u self, eers die laaste een wat met u self te doen kry, voordat jy jou oë toemaak. Ek kan nou nog tande borsel, en jou vrou kan sê, dis baie lieflik, om met so vars asempie te gaan slaap, maar gaan om wakker te word. Halleluja. Daar's baie keer klagtes. En ek weet ons gebrokenheid. Ons weet waar ons tekort kom. Ons weet hoe ons God nodig het. En so ek wil u oë vanmôre hak op Christus, die volëindiger van ons geloof. Dit wat aan die kruis gebeur het, op die kruis gebeur het, maar ook wat tot stand gekom het deur die kruis en God se gehoorsaamheid, Christus se gehoorsaamheid. So kom ek, en ek wil vir u vanmôre sê dat wanneer ek die woord vat en hom begin toepas,
dan sien ek dat daar 'n groter, 'n hoër, 'n dieper lewe wat ek geroep is om te lewe. Die koninkryk. Mense kyk na ons. Dink meer as ooit is ons bewus dat die oë op ons is. Mense kyk hoe ons lewens doen. En so wanneer ons praat en ek het vinnig genoem van die 10 gebooie en ek verstaan dat die 10 gebooie is nie net 10 reëls wat ek moet gehoorsaam sodat God my kan lief hê nie. Nee. Wanneer ek dit begin sien in die ou Hebreëse gedagte, dan sien ek dis eintlik 10 bewyse dat hy my gekies het voordat ek hom gekies het. Ek wil vir u ook sê dat wanneer ons na die woord kyk, nie net is koninkryk een van die grootste gedagtes reg deur die woord nie, maar so ook is verbond, huwelik is een van die grootste gedagtes reg deur die woord. En selfs by die 10 gebooie dan kan ons sien, maar hierdie vorm eintlik 'n huweliksooreenkoms, hoe dit is dat ons onsself moet hanteer in hierdie verhouding. So die koninkryk beïnvloed, dit impak hoe ons die lewe doen. Weet vanmôre, hy is die koning van alle konings. Daarom wil ek vir u sê, u identiteit is nie opgesluit in wat u doen nie. En wanneer ek sê wat u doen nie, dan praat ek tweedelig. Ek praat, moenie dat u identiteit vanmôre opgesluit wees in jou werk of jou okkupasie, dit wat jy as beroep gekies het nie. Maar moet ook nie dat jou identiteit opgesluit wees in dit wat jy tans verkeerd doen nie. Sien, u en ek is nie daardie dinge nie. Ons is vrygekoop deur die bloed van die lam. Hy het ons by 'n plek gebring waar ons in sy teenwoordigheid kan kom en ons kan sê, hier is hoe my koninkryk in jou lewe bevestig word. U en ek is moontlik nie wat ons moet wees nie, maar dank die Here, ons is nie meer wat ons was nie. Kom uit jou diep uitgehaal en sien u en ek het van aangesig tot aangesig het ons gekom in aanraking en konneksie met 'n koning wat 'n mense liefhet en hulle wil uitlei om hulle in te lei. En selfs in die inleiproses is daar 'n proses wat ek deurgaan om die eindproduk te bring, 'n veranderde lewe, een wat vrygekoop is. En omdat u en ek vrygekoop is en vrygemaak is, wil ons ook ander mense vry sien. So dit is waar ons dan vanoggend kan inkom en sê, hoe laat ek die koninkryk kom? Deur om 'n lewe te lewe van een wat heers oor omstandighede en die sleutels vir ander gee om vry te kom. As ek vanmôre 'n praktiese applikasie sou byvoeg, dan sou ek sê, mense rondom u kan nie langer vasgevang wees nie. Hoekom? Daar's 'n draer van God se salwing in hulle midde. Daar's een wat die gees van God op hulle het, soos wat Jesus die boeke beginne kies en hy kies om 'n profetiese woord aan te haal, waar hy kom en sê dat die salwing van die Here is op my en dit kom om my toe te rus, om dat ek kan doen. U en ek het daar dieselfde opdrag. As koninkryks ambassadeurs, as mense wat weet ek is vrygekoop en nou 'n vry lewe, is ons ook daar om ander los te laat. U sit met die antwoord tot die probleem, u sit met die oplossing tot die situasie wat ander mense in vasgevang is. Moenie dat hulle 2-3 kere rondom u sê hoeveel pyn in hulle liggame is, sonder dat u aanbied om u hande op hulle te lê nie. Moenie dat iemand sê hoe finansiëel hulle verdruk word, sonder dat u daar is om te sê, maar ek het die antwoord. O, gaan jy vir my geld leen? Nee. Christus. Wie van u stem met my saam dat geld sal 'n antwoord tot die probleem wees, maar ons is daarom met Christus Jesus in ons lewens mense vry te maak. Daarom as koninkryks ambassadeur is ek besig om aan te meld vir diens, oor en oor. U mag ver op 'n lewenspad wees of u kan 'n reis met Christus nou begin. Hy wil u gebruik. Hy wil jou gebruik. En sien, al wat ons vanmôre nodig het, is om aan te meld vir diens. Ons is hier om te kan sê, Here, hier is ek. As daar enige iets is wat u kan gebruik, gebruik my.
Here, moenie dat U die wêreld deursoek en iemand probeer vind en vra na elke persoon na persoon toe gaan en hulle is besig om U te weier nie. Ek is hier om as ons koninkryk ambassadeur op te staan. Sien, ons gaan nie wag tot ons alles het en alles in plek is nie. Nee, sy genade is genoeg. Die verskil tussen my en U wat vanmôre hier sit en iemand wat vanmôre op straat sit, is die genade van die Here. Sien, en wanneer jy 'n smaakie gehad het van die genade van die Here, kan U nie maar as anders om na mense te kyk nie, om na mense te kyk en te sê, Here, ek is dankbaar vir die genade wat 'n koning aan my bewys het, my vrygemaak het en nou van uit slawerny laat uitkom het in seunskap waar ek kan opstaan en sê ek wil die werk van die Here doen. Sien, en waar wil hy hê, jy moet hierdie werk doen. Hierdie werk word nie net tussen hierdie 4 mure gedoen. Nee, waar U werk, doen ons die werk van die Here. Sien, anders dan gaan ons altyd voel, wanneer hierdie boodskappe uitgaan, gaan ons onsself sien as nie goed genoeg nie. Gaan ons onsself sien as nie bruikbaar in sy hand nie. Nee, as hy 'n afgesnyde lood kan laat bot, laat kan blom, wat kan hy nie met U doen nie? Sien, daarom moet U nie vanmôre vaskyk in U swakhede, in U gebrokenheid, en dit waar U vandaan kom nie, dit was deel van die proses, dit was hoe hy die koninkryk in jou gebou het, en deur jou laat gebou word, wat die eindproduk, dat hy gaan U en my by 'n plek bring, waar ons gaan sien en vir mense gaan wys, dat daar sy toekomstige heerlikheid, wat gaan groter wees, as 'n vroeër heerlikheid, en daarom moet U en ek hom toelaat, om in en deur ons te werk. As jy vanmôre in hierdie huis is en jy sê, ek meld aan vir diens, ek wil hê die Here moet my gebruik, kom ons staan saam op ons voete. Here, ons is vanoggend in die teenwoordigheid. Ons is hier, Here, om aan te meld vir diens. Here, ons sit en ons staan vanmôre hier om te sê, Here, dat U koninkryk deur ons bevestig word. Raak ons harte aan, want dit gaan ons handeling verander. Vir 'n oomblik, en ek weet jou week is al reeds besig, want hy sal reeds beplan, of deur jouself, of deur moontlike mense rondom jou, wat vir jou gaan vra, om hulle te help. Jy het nou nodig om te skep. Skep diep. Daar's genoeg in hierdie plek om jou te vul, sodat jy kan voorbereid wees vir dit wat die Here in en deur jou lewe hierdie week gaan doen. Daarom wil ek 'n oomblik neem en ons het nog so 'n minuut oor. Skep vanmôre. Elke waar moet ek skep? Ek wil sê dat jy vanmôre sal in 'n fontein van heerlikheid, waar vars water vanmôre vloei, skep, en laat hy jou hart aanraak. Moontlik is jou hart verhard, moontlik het jou hart verkoud, moontlik is jou hart seer. Laat hy vanmôre jou hart aanraak. Waar jy vanmôre staan, aanbid hom net vir 'n oomblik. Daar is geen ander naam. Jesus. Sê vanmôre ons hande op na U, Here. Koning van konings. Ons aanbid U in hierdie teenwoordigheid, Here, maak ons vanmôre bruikbaar in U hand, ons meld aan vir diens, Here. Ons sê vanmôre ja tot die roepstem. Ons sê vanmôre ja tot dit wat U in en deur ons wil doen. Ons weet, Here, ons is geplaas in 'n area, by 'n werksplek, in 'n plek waar ons woon, is ons gesit, Here, moontlik vir 'n tyd soos nou, Here, om U heerlikheid tentoon te stel, Here. Bekragtig, versterk en ondersteun mense in hierdie huis vanoggend, Here. Ons roep na hulle huise toe, dit wat so nodig is, Here. Sit mense weer aan mekaar.
Here, U het gedoen voordat U ons in ons moeders se skote neergelê het. U kan dit weer doen. Ons aanbid U vanoggend, Here. Here, ons loof U. Terwyl die aanbiddingspan dit net so een keer sing, wil ek ook geleentheid gee as U vanmôre gebed nodig het. Vat vanmôre moed. Stap na vore uit, kom dat ons saam met U bid. Wat ook al die situasie is wat U in die gesig staar. Ons verstaan dat daar mense is in ons geestelike huise wat dit doen alleen. Ja, met God, maar ons wil ook saam met U vanmôre bid. As dit U vanmôre is, U sê, ek het gebed nodig, ja, kom stem net saam. Stap uit. Vat vanmôre moed. Wat dit ook al is, hy is hier om jou lewe aan te raak, liggame aan te raak. Want hy is vir jou lief. Daar's niks onmoontlik by die Here nie. Kom ons sing dit so eenmaal en dan gaan ons afsluit. O, Here, ons loof U. O, daar is geen ander. Here, ons loof U. Here, ons aanbid U. Niks onmoontlik by U nie. Geen ander naam. O, Jesus, praat vanmôre met jou week, sê hierdie gaan 'n week wees, waar die Here mense op my pad gaan sit, ek gaan die evangelie met hulle deel, ek gaan besigheidskontrakte kry, die Here gaan mense na jou paai, na jou plek van besigheid lei. O, seun van God, waar hulle siek is, gaan jy beskikbaar wees om jou hande op die siekes te lê. O, Here, ons gaan deurbreek, hierdie is ons dag, ons week van deurbreek in Jesus naam. Bid vanmôre, Here, dat mense versterk sal wees, sal triomfeer in dit wat die Here doen. Halleluja. Pastor Frans, kom sluit vir ons af. Nooi na vanaand 6uur se aanddiens. Young adults moet ook nie Vrydag mis nie, asseblief. Wees deel van daardie byeenkoms Vrydag aand by die hotel ook. Kom ons sluit ons oë. Here, wat 'n wonderlike voorreg weer om vanmôre hier in die huis te kan wees, saam met al die medegelowiges, Here. En dat ons vanmôre weet, ons is eensgesind in dit wat ons in ons lewe wil hê. Want daar is geen ander naam dan Jesus nie. Here, daar is nie iemand of iets wat bokant U kan wees nie. Daarom kies ons vanmôre opnuut. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis wat die woord vir ons sê om te doen. Here, en ons doen dit. Ons bevestig dit vanmôre hier op hierdie stukkie grond. Here, wat ons kerk noem, ons altaar. En ons sê dankie, Here. Dankie dat ons weet, ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Here, as mens net bietjie verder kyk as hierdie gebou, as ons net bietjie verder kyk as die Weskaap, as ons net bietjie verder kyk as Afrika, na die hele wêreld, dan weet ons bevestig dit, Here, almal het die Here nodig in hulle lewe. En wie gaan dit vir hulle vertel as ons dit nie doen nie?
Ons bevestig net opnuut. Ons besef net weer opnuut. Here, hoe belangrik is dit wat ons gaan praat daar buite, dat dit 'n verskil kan maak aan mense se lewens, dat dit 'n verskil kan maak aan die toekoms van hierdie land. En dankie Here, dat ons weet, U koninkryk is wat ons nastreef. Ek bid vir elke gesin wat vanmôre hier is, Here. Ek weet daar's mense wat binnekort weer Amerika toe gaan, Here, en ek wil bid vir elkeen, nie net vir hulle nie, maar vir elke gesin, mense wat sukkel, Here, mense wat swaar kry, mense, Here, wat voel, ek wil nie meer lewe nie, ek wil nie meer in hierdie huwelik bly nie, ek wil nie meer by hierdie gesin wees nie. Here, tel hulle weer op, maar dat ons oor hulle pad, as ons oor hulle pad kom, dat ons sal ons hand uitsteek en sê, kom my broer, kom my suster, dit is nog nie die einde van hierdie stryd nie. Ons kan dit maak, want die hulp van die Here is met ons. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. En ek eer U vanmôre, o Here, met alles wat ons doen, wil ons U eer. In Jesus se naam bid ek dit. Amen en amen.